Nou, goeiedag vriende. Ons is in ons 4de week van ons reeks Môre is nie beloof nie en voordat ons verder gaan, ek dink dit sal goed wees as ons dalk miskien net so julle daar in julle groep so 'n bietjie sal deel so 'n bietjie oor wat vir jou uitstaan in die laaste 4 weke. Dalk is dit 'n dagstukkie of 2, dalk is dit 'n tema om mooier te praat, meer positief te praat, dieper lief te hê. Ja, gesels 'n bietjie wat jy ervaar die Here besig is om in jou te doen, maar dan ook nie net wat hy besig is om te doen nie, maar dalk het jy in hierdie reeks begin om iets anders in te bou. Jou stilte tyd of om 'n boekie te lees en regtig bietjie te journal. Wat is daar wat jy dalk ingebou het, wat jy dalk wil verder vat en wil aanhou mee, selfs al is hierdie reeks verby. Dalk is dit jy het by 'n groep ingeskakel en jy wil baie graag dalk miskien by 'n groep bly en aanhou om by mekaar te kom, want jy het agtergekom familie en betekenisvolle verhoudings is lekker. Nou vriende, ek weet nie van jou nie, maar soms dan kyk ek op 'n Sondag en kyk ek na julle almal. Ek kyk na die mense in ons gemeente, ek kyk na die mense in my groep. Ek kyk na die mense om die sportveld of wat langs my in motors ry. En dan baie kere dan lyk dit vir my asof almal behalwe ek redelik alles bymekaar het. Asof hulle weet wat aangaan, jy weet, hulle glimlag, hulle skud jou hand. As jy vra hoe gaan dit, dan as jy antwoord gewoonlik, jy weet, ag, dit gaan goed, dis besig, of dalk miskien is nogal rof daar buite. En dan wanneer mense my vra, hoe dit met my gaan, dan val ek in lyn, nee. Dan val ek in lyn en ek smile en ek skud my kop en ek skud hand en ek sê, man, geseënd, ek haal nog asem, hanging in there. Maar as ons net so onder die politoer gaan van die vloer, as ons net so bietjie onder die oppervlak gaan, so bietjie dieper, en ons so bietjie stil raak, en ons maskers laat val, dan gaan dinge nie altyd so goed nie. Ons het nie eintlik altyd alles so bymekaar soos wat ons wil voorgee. Ons het nie. Dalk is dit in jou huwelik. Dalk gaan dit nie so goed en het julle nie dinge so bymekaar nie. Of dalk is daar 'n voortdurende beklei teen depressie. Dalk is daar hierdie wrok wat jy saamdra. Hierdie wrok wat jy saamdra teenoor iemand wat fisies by jou gesteel het. Iemand wat jou te nagekom het, fisies of emosioneel. Dalk is daar 'n wrok wat jy saamdra want iemand het by jou gesteel. Finansiëel by jou gesteel, jou in die rug gesteek. Dalk dra jy 'n wrok in jou hart saam want iemand het jou nie beskerm nie. Dalk is daar gebroke verhoudings. En selfs goed wat in ons verlede, wat ons dalk aan onsself gedoen het in ons verlede, en ons regtig net glo en ons hoop dat niemand ooit daarvan sal uitvind nie. Wat is daar wat by jou spook, wat jou wakker hou, waaroor jy lê en jy top in die aande, of wat jou dryf na om so besig te bly, sodat jy nie stil genoeg kan raak om dit wat jou opeet binne te face nie. Wat spook by jou wat veroorsaak dat jy altyd kwaad is, kort van draad is, humeurig is? Of wat is daar in jou lewe wat dalk veroorsaak dat jy dit verdoof met 'n verslawing? En die realiteit van die saak is dat genesing kom net wanneer ons dit aanspreek. Genesing of om genees te word of om te lewe asof môre nie vir ons beloof is nie, om te lewe sonder regrets, gaan ek en jy die olifant in die kamer moet aanspreek. En dit is dat ons almal is gebroken. Ons almal het mislukkings, ons almal het 'n verlede, iewers langs die pad het
En gaan iemand jou te nakom en jou seermaak, jou teleurstel? Gaan iemand vergifnis nodig hê? Maar langs die pad gaan jy iemand teleurstel. Gaan jy iemand seermaak? Gaan jy iemand te nakom? En gaan jy ook iemand moet vra om jou te vergewe? En dit is waar ek en jy gesels vandag. Dit is ons tema vir hierdie week, is die onderwerp van vergifnis. Nou, ek wil jou vra, want dis 'n baie persoonlike onderwerp. Dit is 'n moeilike onderwerp en dis 'n onderwerp wat ons baie vulnerable in moet wees. Maar kan ek jou vra dat julle daar in julle groep vir so 'n oomblik gaan en dalk miskien net so 'n bietjie gesels as jy die woord vergifnis hoor? Wat is die eerste goed wat in jou gedagtes opkom? As jy die woord vergifnis hoor, hoe voel jy? Wat voel jy binne in jou? Maak dit jou bang? Maak dit jou kwaad? Laat dit jou skuldig voel? Is jy onseker? En ek wil vra dat ons sal bietjie vulnerable wees, dat ons sal eerlik gesels. Julle kom nou al 4 weke saam. En wanneer jy jou antwoord gee, as jy nie omgee nie en jy kan, om so 'n bietjie uit te brei. So gesels 'n bietjie in julle groep, vergifnis. Waaraan dink jy? Hoe voel jy? Wat maak dit in jou los? Nou ek dink baie kere wanneer ek dink aan vergifnis of wanneer ons die woord vergifnis hoor of om te vergewe, dan is dit die groot goed wat gewoonlik opkom, is dit nie waar nie? Ons dink aan die groot goed. Ons wel die eerste ding wat ons doen is ons het die sonnaskool antwoord, nê? Almal het vergifnis nodig. Ons weet dit, maar ek dink baie kere wanneer ons regtig dink aan vergifnis of om te vergewe, dan dink ons dis die groot goed. Daar sekere mense wat vergifnis meer nodig het, soos moordenaars of verkragters of diewe. Dalk miskien jou eksvrou of jou eksman, 'n vorige besigheidsvernoot. Jy weet, ons dink aan slegte en verlore en nie gelowige mense. Hulle het vergifnis nodig. Mense wat egbreek of wat steel of leuns vertel. En nie die wit leentjies nie, die nie so groot leuns nie, wat dit ook al beteken, maar die groot leenaars, nê, die liegbekke of ons dink aan mense wat oneerlik is. Dit is mense wat vergifnis nodig het. Maar ek wonder of vergifnis nie baie meer nodig is nie. Dat ons meer moet vergewe op 'n daaglikse basis. Ek wonder jou kind, jou kind se skool of jou kind se onderwysers, wat dalk miskien nie optree soos wat jy dink hulle behoort op te tree of nie doen en volgens jou verwagtinge optree nie. Het hulle nie dalk miskien vergifnis nodig nie, want nadat hulle droog gemaak het, nou alles wat jy sien is negatief. Is nie reg nie. Wat van jou ouers of jou grootouers? En as gevolg van wat hulle gedoen het of wat hulle nie gedoen het nie, is besig om te bepaal hoe jy jouself in hierdie lewe uitdruk. Dalk miskien is jy 'n werkolis, nee, 'n workaholic. Jy's besig om meer en meer en meer te werk want jy wil bewys dat jy is goed genoeg. En jy het nodig om hulle vry te spreek of hulle te vergewe. Dalk miskien was hulle hard en koud en as gevolg van daai hard en koud is jy hard en koud. Is jy altyd krities en het jy nooit iets goeds om te sê nie? Kan altyd beter. Wat dalk van jou kind of jou vrou of jou man wat teleurgestel het, droog gemaak het, nie opgetree het wat hulle moes nie. En hulle het gekom en hulle het jammer gesê en hulle het vergifnis gevra en jy het gesê dis okay. Maar die lens en die bril waardeur jy kyk is jy wag elke keer wanneer hulle dalk miskien weer fouteer, dan bring jy dit op.
dan kom daai gevoelens weer op, daai teleurgesteldheid, en dit word voor hulle neergesit. Wat van jouself? Jy droog gemaak. Jy droog gemaak, maar oor en oor en oor sal jy jouself daarin herinner, of sal die vyand jou daarvan herinner. En jy glo by jouself dat jy het nie die reg om gelukkig te wees nie. Jy moet ongelukkig wees, en omdat jy dit glo, soek jy ongeluk. Jy is nie goed genoeg nie, en jy sal nooit goed genoeg wees nie, en daarom of probeer jy te hard, of probeer jy glad nie meer nie. En jy verdien dat dit moet sleg gaan met jou. Jy glo dalk miskien dat God jou nooit sal kan vergewe, of wil vergewe nie. Wat van die kerk? Wat van die kerk? Het die kerk nie dalk miskien vergifnis nodig by jou nie? Dalk miskien jou vorige kerk waar jy was, wat dalk miskien opgetree het, soos wat dalk verkeerd was. Dalk miskien verkeerd opgetree het, jy was dalk in 'n bediening, waarin jy seer gekry het. En dalk miskien het hulle jou finansies, of het hulle die finansies nie reg hanteer, so wat jy gedink het behoort te wees nie, en nou is jy krities. Jy's krities oor die kerk en die kerkleierskap. Jy's agterdogtig die hele tyd oor kerk en die kerkleierskap. Jy wil nie in 'n bediening betrokke raak nie, want jy wil nie weer seer kry nie. En daarom ontneem jy mense van die talent wat God jou gegee het. Of dalk miskien is jy nie meer vrygewig teenoor God nie. Wat van God self? Het God dalk nie ook vergifnis nodig by jou nie? Hoekom het hy daai slegte ding met jou laat gebeur? Hoekom het hy dit nie gekeer nie? Hoekom het hy hom of haar nie genees nie? Hoekom kan ek nie ook iemand kry vir wie ek kan lief wees nie? Of hoekom mag ek nie ook 'n ouer wees nie? Hoekom wanneer ek bid, dan hoor hy my nie, en hy antwoord nie my gebede nie? En as gevolg van hierdie vrae, sukkel jy om God regtig te vertrou. Sukkel jy om regtig te groei in 'n betekenis, in diep verhouding met hom. As ons na die Bybel kyk, dan sien ons dat die tema van vergifnis is so volop. En as ons dink oor ons geloof, ons Christelike geloof, dan is dit eintlik gebaseer op vergifnis, nê? Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het, nie om te veroordeel nie, maar dat ons gered kan word, dat ons saak reg kan wees, dat ons na God toe kan gaan en ons met hom in verhouding kan staan, omdat ons saak reg is, omdat daar genade is. As ons lees hoe Paulus, hy skryf aan Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar, en as enige een 'n klagte teenoor iemand anders het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos die Here Jesus, soos die Here julle vergewe het. Of Efesiërs 4 vers 32, wees eerder vriendelik met mekaar. Geef vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. En dan daai alle bekende gebed wat ons geleer het, nê, toe jy 'n kind was, die jou heel eerste gebed jy geleer het, die Onse Vader. Dan kom Jesus en hy leer sy disippels daar in Matteus 6, nadat hulle hom vra, Rabbi, leer ons om te bid. En dan is daar hierdie vers in Matteus 6 vers 12 wat sê, en vergeef ons skulde, sondeskuld, soos ons skuldenaars vergewe. Die Bybel is vol van vergifnis. Daar in julle groep, wil ek vra, wil julle nie net so 'n bietjie gesels oor dit nie? Hoekom dink jy, was dit so pertinent, so belangrik vir Jesus en Paulus, dat ons moet vergewe? Hoekom is hierdie tema so groot in die Bybel? Ek vermoed want Jesus en Paulus het geweet dat as ek en jy wil werklik lewe, as ons wil lewe, want môre is nie beloof nie, asof môre nie 'n garantie is nie, as ons wil lewe en groei in betekenisvolle verhoudings met God, met onsself, met mekaar, met 'n wêreld daar buite, het ek en jy nodig om te vergewe, sodat ons 'n nuwe bril kan aansit elke dag, waardeur ons na die lewe en na mense kyk. Het jy al bril gedra?
So leesbril so wat ek nou aan het, of dalk miskien 'n sonbril. En wat gebeur met 'n bril? Hy raak vuil, hy raak vol stof, hy kry vetmerke op met jou vingers as jy aan jou bril se lens vat, dalk miskien sweet op dit, dalk miskien het jy geëet en jy het op hom gemors of wat dit ook al mag wees, koeldrank. 'n bril het al vuil geraak, as ek seker jy weet daarvan. En dan baie kere wat doen ons haal hom af en ons maak hom sommer so skoon met ons hemp. En dan kyk jy en jy sê ja nee, ek kan daarin weer sien. En jy kan sien en is goed en wel tot en met jy buite in die son kom. En ewe skielik is daar hierdie helder lig en dit skyn en dan ewe skielik kom jy agter, luister maar, ek kan nie nou meer so lekker sien. Hierdie merke op my bril pla my. En dan wat doen ons? Wat ons dan doen is ons vat water partykeer om dit skoon te kry. Soms dan gaan haal ons die regte lappie en ons haal die bril af en jy gebruik jou asem, nê, en jy vat die asem, dalk miskien as jy nou nie, as dit nie werk nie en jy's nêrens waar water is nie, gebruik jy sommer 'n bietjie spoeg. Jy moenie my judge nie, moenie maak as jy dit nog nooit gedoen het nie. Maar wat ons doen is ons vat die regte lappie en ons vat al die nodige goed en dan maak ons dit skoon en dan as jy jou bril eweskielik opsit, dan is dit asof die wêreld nuut is. Die wêreld net so 'n nuwe plek geraak het en jy kyk en jy is amper soos ek nie eens dit besef, ek nie eens dit raak gesien nie. My vriende, is dit nie tyd dat ek en jy ons lewensbril moet skoonmaak nie? Sodat wanneer ek en jy in die lewe uitgaan elke dag, wanneer ons met ons kinders en ons vrou, by die werk met my kollega, wanneer ek enigiets aanpak in hierdie lewe, dat ek met 'n skoon bril daarna sal kyk. Nie met merke op nie. Sodat ek die lewe wat God my toe na nooi, kan raak sien elke dag. En sodat ek en jy kan lewe, want môre is nie beloof nie. Ek wil hê dat jy daar sal stil raak. Dat jy sal stil raak en dat julle in julle groep sal stil raak en dat jy net met die Here sal gesels. Vra vir hom, wie is daar wat moet vergewe word? Wat se merke is daar op jou lewensbril wat jy moet laat gaan? Sodat jy nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat jy dit verdien. Sodat jy die merke kan raak sien, sodat jy dit kan skoonmaak en sodat jy die lewe ten volle kan leef. Sodat jy werklik kan leef, daai lewe wat Jesus na ons na toe nooi. Sodat ons kan lewe elke dag, want môre is nie beloof nie. En dan nadat julle so rukkie stil geraak het, wil ek julle groepleier vra of enige iemand in die groep om dalk vir julle af te sluit. Maar net voordat ek gaan, asseblief, ek wil jou herinner, hierdie is emosioneel. En dit is soms moeilik en ek wil jou vra, as jy nodig het om te gesels met iemand, onthou, ons het 'n beradingskantoor. En dis gratis. Daar's mense wat graag saam met jou wil reis. As jy dalk iemand nodig het om mee te gesels, asseblief, bel die kantoor en maak 'n afspraak. Cheers.